Anton, ek het 'n boodskap gekry van 'n luisteraar en sy het sê, ek weet nie hoekom nie, maar as my dogter ongelukkig is, voel dit soos my skuld. As my man stil is, dink ek dadelik ek het iets verkeerd gedoen. Ek is moeg daarvoor, maar kan nie ophou nie. Nou Anton, jy moet sekerlik hierdie herken en ek dink baie van die luisteraars wat nou kyk of luister, ek dink erken dit definitief ook. Nee, dit klink baie bekend, Lise. Ek het dit al baie gehoor. En die persoon is definitief nie alleen nie, want wat sy beskryf noem ons in sielkunde emosionele verantwoordelikheid. Met ander woorde, dit is jou ervaring of jou gevoel dat dit jou taak is om ander se gemoedstemminge te bestuur, te versag of dinge reg te maak. Dis asof hulle ongemaklikheid nou ewe skielik vir jou 'n probleem raak en jy wil inspring en dit beter maak. En 'n ding wat interessant is dat die navorsing wys vir ons dat vroue dit definitief meer doen as mans. En dis nie omdat vroue swakker is nie, maar ek dink dit is omdat ons van kleins af geleer word hoe om op emosies te reageer. Maar nou Anton, is dit iets wat mens aanleer of is dit maar net deel van iets waarmee jy gebore is en dis nou maar soos 'n genetiese ding wat nou maar saam met jou sleep? Nee, ek dink verseker is ons nie daarmee gebore nie. Dis nie asof jy ek wil amper sê op jou geboortesertifikaat ook 'n skuldregister het nie vir dinge wat jy mense gaan skuld in die toekoms of wat jy moet regmaak nie. Ek dink dit is iets wat ons aanleer en dit is iets wat ons met ons saamdra teen die tyd dat ons 'n volwassene is. En weet ek dink as jy kyk hoe kinders grootgemaak word en baie keer en glad nie met slegte intensies nie, is daar 'n verskil hoe meisies en seuns geleer word om met emosies om te gaan. Byvoorbeeld as 'n dogtertjie huil, dan is daar duidelike nee, dan is daar baie keer 'n gesprek van, maar hoekom is jy hartseer? Wat is fout? Kan ek vir jou 'n drukkie gee? En as 'n seentjie huil, is daar baie keer 'n boodskap, man, jy's okay, staan op. Weet, kom ons gaan aan. Ek gaan saam met jou hardloop in die bal skop of wat. So dis nie goed of sleg nie, maar ek dink meisies word van vroegs af geleer dat emosies nie alleen belangrik is nie. Dit is nie alleen nodig dat dit aangehoor moet word nie, maar dat dit is wat jy ernstig moet opneem en eintlik dat jy dit moet versorg, daarna moet omsien. En ek dink wat egter daarmee saamkom, dit is nie net jou eie emosies nie, dit is dan ook baie keer ander mense se emosies wat dan ook versorg moet word, waarna gekyk moet word. Anton, dit klink geweldig uitputtend. Dit moet dit nie iemand dan nie net uitbrand nie, maar ook angstig maak, voel dit vir my. Ja, want ek dink ons het ook in 'n kultuur groot geword waar hierdie boodskappe dalk baie sterk na vore gekom het. Jy weet, as jou pa by die huis kom en hy's moeg, weet dan is daar baie keer dalk 'n boodskap van moenie jou pa nou pla nie, hy het 'n moeilike dag gehad of weet ja, moenie met jou ma nou praat nie, weet sy voel hartseer. So los haar nou net eers uit. So ek dink dit word baie keer goed bedoel, maar dit is asof hierdie boodskap dan vir jou sê dat jou gedrag is verantwoordelik vir hoe ander mense voel. Ek dink ook baie keer in 'n geloofsgemeenskap is daar 'n baie sterk fokus op jou omgee vir ander mense, jou diensbaarheid, jou liefde vir jou naaste. En weer eens, ek dink verhoudinge, gemeenskappe in 'n kultuur ook is dit baie belangrik. Maar ek dink mense interpreteer dit soms dat jy verantwoordelikheid moet neem as jy lief is vir ander. Weereens die emosionele verantwoordelikheid. En dan is dit iets wat mense aktiveer, is asof jy nie kan rus as iemand anders ongemaklik is nie. En dit is geweldig uitputtend, want ek dink dit is iets wat in die sielkunde ook beskryf word as die Engelse woord fawning. Met ander woorde, ons kan dit vertaal dat jy ander mense moet tevrede stel, dat jy moet seker maak ander mense is okay. En dit word dan nie net 'n coping mechanism nie, maar eintlik 'n oorlewingsstrategie. Ek moet sorg dat almal om my gelukkig is, want dan is alles veilig. As niemand kwaad of hartseer is nie, hoef ek niks te vrees nie. En wat so belangrik is dit is hierdie idees wat ons mee groot word, dit is die emosies wat daarmee saamgaan, maar ek dink ook die fisiologiese gedeelte. Dr. Basil van der Kolk, ek verwys baie keer na sy boek The Body Keeps Score. Weet, hy het ook vir ons gewys dat hierdie wortels baie diep teruggaan na ons vroeë ervarings toe.
en waar dit onveilig gevoel het as ons volwassenes rondom ons emosies ignoreer, maar ook dat as ons regtig vir ander mense liefhet en dit wys, dan kry ons goedkeuring. Wat ek nou dink is by myself, nou goed, nou jy dra dit nou so lank saam met jou. Dis iets wat dan nou vorm hier in jou kinderjare. Hier het jy hierdie patroon van hoe jy optree, binne kontekste wat Ja. en dan is dit nou vir my, maar hoe breek 'n mens dit? Kan jy dit breek? Is dit nou maar iets wat jy moet aanvaar of jy moet dit net bewus wees van? Nee, ek dink dit is belangrik dat mense dit raak sien in die eerste plek en kan identifiseer. Maar ek dink ook soos jy aan die begin gesê het, 'n persoon kan baie keer voel hulle kan nie ophou daarmee nie. Dit is asof hulle nie 'n keuse het nie. Maar weer eens, dit is asof jou senuweestelsel geleer het oor tyd. Ander se ongemak is 'n gevaar en dan spring daardie persoon in aksie soos die ma se woorde en weer dit is dan asof jy die verantwoordelikheid op jou moet neem om dinge reg te maak. Dit is daardie verantwoordelikheid. En ek dink dit is soms moeilik vir persone om dit as 'n keuse te sien. Ek sê baie keer vir mense maar daar's 'n verskil tussen lief wees vir iemand en empatie te hê met iemand. So liefde is so geweldig belangrik. En ek dink net wat empatie ook betref, dit is eintlik iets wat 'n geskenk is wat jy vir ander mense gee. Dit is omgee wat verhoudinge bou. Maar waar empatie raak sien as iemand hartseer is en jy kies om daar te wees vir hulle, beteken hierdie emosionele verantwoordelikheid is dat ek sien jou hartseer en ek kan nie rus voor jy gelukkig is nie, want jou pyn is my verantwoordelikheid. Dis asof hierdie persoon daardie fixer wil wees. Hulle wil die pyn wegvat en genees. So as jy empatie wys, kom dit eintlik uit vryheid uit. Dit is jou keuse om te gee. Maar die tweede, as jy die emosionele verantwoordelikheid so sterk dra, dan is dit eintlik die vrees dat as jy nie gaan optree nie, iets verkeerd gaan. Dit is amper soos 'n risiko wat jy moet bestuur. Tog Anton, dit voel vir my, wie gaan jy dan nou wees? Ek bedoel, dis hoe jy identifiseer. Dis tog dit is tog jou identiteit is. Dit is my werk om of deel van jou identiteit, deel van jou identiteit om te sê ek is hier om almal beter te laat voel. So hoe gaan die arme mens dan nou werk, want dis baie werk waarvan ons nou praat. Dis 'n baie heavy job description wat jy daar beskryf, Lisa, as dit jou werk is. Maar ek dink dit is so belangrik as jy regtig wil groei ten opsigte van dit. Ek wil nie sê jy moet as persoon verander nie, maar ek dink as jy wil groei, is dit dat jy vir jouself die volgende moet afvra. Eerstens, is dit net my emosie of is dit iets wat outomaties aangeskakel word in my as iemand anderste deur 'n moeilike tyd gaan? Soos byvoorbeeld as my dogter eksamen skryf, natuurlik, jy as ma is reg om bekommerd te wees, maar dit is steeds jou dogter se eksamen. Jy kan haar ondersteun, maar jy kan nie haar angs net op jouself vat nie. Tweedens, ongemak is nie 'n noodgeval nie. Natuurlik, ander mense gaan deur tye wat hulle hartseer is, wat hulle ongelukkig is, kwaad is, teleurgesteld is. Maar dit is oukei. Ek wil letterlik sê, hulle sal oorleef. Jy hoef nie elke keer in te spring om dit beter te maak nie. En dan derdens is dat jy moet ook kyk, as jy sê dit is deel van wie ek is, maar wat verloor jy as persoon deur al hierdie verantwoordelikhede saam met jou te dra? Want ek dink baie keer besef mense nie hoeveel dit uit hulle uitvat nie, hoeveel emosies saam met hulle gedra word nie en hoe oor die lang termyn is dit nie net emosioneel uitputtend nie, jy brand ook emosioneel uit. So dit is nie alleen 'n vraag van wie is ek as ek myself sien as die persoon wat hierdie dinge doen vir ander nie, maar eintlik ook is dit iets wat jy vir altyd kan aanhou dra saam met jou. Mense, indien jy 'n vraag het, kan jy e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Ek sê baie dankie vir Anton Bemer, kliniese sielkundige van Stellenbosch. Al sy besonderhede is by die gesprek net hier onder, so as jy hulle van wil kontak, kyk net gerus daarso. Deel die gesprek, mens weet nooit wie het nodig om dit te hoor nie, en dan die heel belangrikste, soos altyd, kyk mooi na jouself.